Jy is nou geskakel op Groot Plaas en ons gas saam met ons in die ateljee vandag, Deidre Viljoen. Sy is van die immer gewilde sosiale media bladsy Plaas en Vrou en jy sal haar natuurlik ook herken van die smaakmaker toekennings wat onlangs plaasgevind het. Deidre, goeiemôre en welkom. Baie dankie Tippie, dis lekker om hier te wees. So smaakmaker, veral in die landbou, ek dink dis nie twee konsepte wat sommer hand in hand gaan nie, maar waar het jou passie vir die landbou begin? Ek dink vroeër jare was dit half dat jy in die landbou moes groot word om daai passie te kan hê. Maar toe ek plaas toe trek omtrent 7 jaar terug, toe het ek vinnig gevoel, maar hierdie is vir my baie lekker en ek geniet dit vreeslik baie. En hoekom het dan nou nie deel met jou gehoor op sosiale media nie? En ja, toe het my passie net begin en dit soos ek sê, dit het dan maar net van daar af groter en groter gegaan en ja, baie aanklank gevind by mense op my sosiale media. So was jy in die smaakmakerbedryf voordat jy op die plaas aangekom het en toe besluit het, weet jy wat, hier is 'n hele nuwe gehoor waarin ek myself kan bekendstel? Nee, ek was glad nie 'n smaakmaker gewees nie. Inteendeel was dit nie op my, kom ons noem dit, my bucket list gewees om nou 'n smaakmaker te wees nie. So dit is hele nuwe territory vir my om dan nou dit te doen en dan 'n smaakmaker te wees. Maar soos ek sê, dit het groot aanklank gevind by my gehoor en ek het gevoel ek moet net meer daarvan deel en mense bekendstel aan hoe die plaaslewe is, wat dit werklik is en ja, dit is hoe dit maar begin het, is die plaaslewe het die smaakmaker gekweek. Is daar baie vrae wat deurkom op daaglikse basis van mense wat sekere goeders wil sien van die plaaslewe? Ja, ek sou sê baie blomme. Die vrouens veral is baie lief vir die blomme gedeelte daarvan, hoe om dit te maak of hoe om dit te plant, wat om te plant, wanneer om dit te plant en dan natuurlik die hoender gedeelte van my boerdery is mense ook baie nuuskierig hoor. So jy gebruik sosiale media om natuurlik meer van die landbou te wys en dit meer toeganklik en meer interessant te maak. Hoe het jy nou dit uitgekry by die jong mense? Geniet hulle wat jy uitsit en is daar iets spesifiek wat jy wil oordra aan jong mense wat hou van landbou? Dit is 'n groot inspirasie dink ek vir jong mense om te kan sien dit is moontlik om iets self te begin, om dan nou self jou eie besigheid dan nou van niks af op te bou en dan weer aan te sluit om by die klein begin. Jy weet, baie mense is half geïntimideer deur om klein te begin, maar hulle verstaan nie altyd dat die risiko minder is om klein te begin as om right off the bat groot en baie finansiële strain op jouself te sit. Begin klein en werk dan nou van daar af. As jy dan 'n foutjie maak, kos dit jou nie so baie geld om dan nou die foutjie reg te stel nie. So ek sou sê definitief om jong mense te inspireer is vir my 'n baie groot ding op my sosiale media om te kan wys maar soos ek sê klein begin is dalk 'n groot begin vir iemand wat nou net. So daai klein begin vir jou, wat was die grootste uitdagings en struikelblokke waarmee jy persoonlik gesit het? Om definitief mense te kry wat jou vertrou in besigheid. Ek dink dit is definitief een van die grootste struikelblokke wat ek moes deurkom. Hoe groter jou volgeling groep op Instagram of Facebook is, hoe meer betroubaar is jy mos nou as 'n besigheidsmens. So toe my volgeling begin groei, toe sien ek maar obviously my inkomste begin groter raak. Die mense is baie meer gemakliker om sê nou maar by my hoenders te bestel of blomme te bestel. En ja, dit was een van die grootste struikelblokke definitief om 'n groot volgeling groot genoeg te kry om dan nou mense te laat my vertrou om besigheid met my te doen. So jy is natuurlik 'n landbou-entrepreneur en dit is oor die algemeen as mens dink aan landbou, dis 'n baie man-gedrewe situasie, maar was dit ook moeilik vir jou om deur te breek of het jy gevind daar's baie boere en baie veral mans in die industrie van landbou wat jou baie vinnig onder die vlerk wou neem en vir jou wou wys hoe werk die dinge? As jy as vrou dink ek sterk genoeg is om te besef dat dit is 'n mans wêreld en jy is alraai daarmee dat dit okay is as iemand vir jou sê maar jy moenie nou 'n hoender so vang hom so byvoorbeeld. En jy weet eintlik jy kan hom anders te vang, dis dalk beter. Bly maar net stil en doen jou ding, want baie keer voel dit vir my dat as jy nie jou man kan staan as vrou in die bedryf nie,
dan gaan hulle definitief voor jou loop. So jy moet net jou ding doen en weet as jy iets doen wat vir jou reg en gemaklik is, hou aan daarmee, ongeag of iemand nou vir jou iets anders te sê. Nou, wanneer dit kom by die werk wat jy doen met baie verskillende rolspelers in landbou, wat is die belangrikste les wat jy al by boere geleer het? Ja, dit is 'n dis 'n lekker vraag. Ek dink definitief om volhoubaar te boer. Jy kan nie deesdae net boer soos ek wil nou sê 3, 4, 5 generasies terug net met skaap of bees nie. Jy moet regtig waar diversiteit hê. So een van die belangrikste dinge en ek het dit eintlik by my man geleer wat ook al baie jare boer, is jy moet diversifiseer. Jy kan nie net 1 of 2 goed doen nie. So as jy jou risiko versprei oor 'n hele jaar in verskillende al jou eiers in een mandjie, jy moet nie dit doen nie. So jy moet jou goedjies versprei sodat jy reg deur die jaar inkomste kan kry. So ek dink dit is een van die grootste goed wat ek geleer het is diversifiseer. Absoluut. Nou, jy het nou so gepraat van diversifikasie, maar mens moet natuurlik ook relevant bly in hierdie bedryf. Dit verander so vinnig, tegnologie wat bykom en so. Wat is van die nuutste tegnologie wat jy self gebruik, behalwe nou vir die slimfone en so, met alles wat jy doen wat vir jou nogals interessant is? Ek gaan nou jok as ek sê ek gebruik die nuutste tegnologie, want ek voel partykeer dit is baie lekker om 'n notaboek te hê en jy skryf nog steeds alles neer. Dit kan nie verdwyn nie behalwe as jy dit nou verloor. So ek persoonlik gebruik nie iets nuuts in die tegnologie wêreld nie, maar ek lees baie op oor baie interessante goeders, veral oor die hoenderboerdery en die blomme self ook. So daar is definitief baie goed in die wêreld wat daar uit is wat ek voel baie goed en werklik reg is vir boerdery, maar vir my persoonlik, ek hou van die oudtydse manier. Ek boer maar baie oudtyds. As dit nie gebreek is nie, hoekom wil jy dit regmaak? Presies. Deidre, ons is nou weer terug met jou, ons gas op Groot Plaas vandag, Deidre Viljoen van Plaas en Vrou, en ons is terug net hierna. Welkom terug hier op Groot Plaas. Ons gas saam met ons volgende Deidre Viljoen van Plaas en Vrou. Nou Deidre, net voor die breek, jy het lekker gesels oor hierdie hoendertjies van jou. Hoekom is jy so passievol oor die hoendertjies? Dit het ook nie natuurlik gekom nie, ek moet nou eerlik met jou wees. Dit was iets wat ek met 4 hoendertjies begin het, net vir tafeleiers vir ons huis. En dit het vinnig gegroei in baie meer as wat ek kan tel. So ons het regtig vir gevind dat die gekleurde eiers is vir my passie lê. So ek is baie lief daarvoor om teelprojekte aan te pak en dan nou te kyk wat se kleur verskillende eiers ek kan kry uit hierdie hoenders uit. So mense kry natuurlik verskillende rasse, klomp verskillende rasse wat uit natuur uit gekleurde eiers lê. So as jy hierdie rasse kombineer, dan kry jy ander kleure eiers. So dis is 'n reënboogspelletjie. So daar is definitief waar my passie lê in hierdie teelprojekte. Nou, hoe kom 'n mens nou op hierdie verskillende kleure en watse kleure eiertjies kry jy dan? Ja, ek dink die kleurverskeidenheid is ontelbaar, want jy kan hulle bymekaar sit en jy weet enigiets basies kry wat jy sal nou kry, maar jy kry chocolate eiers en ek praat van soos 'n regte chocolate eier, is donker. Jy kry bloues, groenes, gespikkeldes, pers. Speckled eggs? Ja, speckled eggs. Pers eiers, so dit hang af regtig waar jy genetika lê en jou kwaliteit van jou hoenders. So daai is nie 'n bietjie kunsmatige intelligensie, fotomanipulasie en so nie. Dit is hoe jou eiertjies uitkom. Ja, dis werklik hoe hulle lyk. So wat inspireer jou inhoud behalwe nou vir die liefde vir die hoendertjies en so voort? Want mens moet daagliks nou maar as 'n smaakmaker rondloop en besluit die mense moet ietsie sien. Dit was vir my moeilik aanvanklik om te probeer wat gaan ek nou afneem vandag. Maar ek dink as jy dit begin natuurlik vind om goeders af te neem wat positief is, dan is dit vir my maklik geraak. Maar my grootste ding op my sosiale media was om positiewe goed daar uit te sit. Ek het niks daarvan gehou om op Instagram, Facebook te kom en dan negativiteit oor boerdery te sien. So my grootste aim was om op sosiale media my positiewe terugvoering te gee van boerdery, positiewe content daar uit te sit en regtig 'n punt daarvan te maak om dit te doen. Dink jy jou volgelinge hou bietjie meer van 'n reeks soos wat jy 'n storie begin en hulle deur al die stappe vat en hulle kan dit saam met jou doen? Ek het gevind hulle hou daarvan om elke soos 'n daaglikse, wat noem hulle dit, 'n
daily or a day in my life. Hulle hou van dit want ek dink dit prikkel mense na skierigheid om te sien maar hoe lyk dit op die plaas? Wat doen ek elke dag? Maar ons het onlangs 'n reeks landlyn begin wat ons boere gaan onderhoud mee voer soos wat jy nou maar met my maak. Om meer positiewe stories daar uit te kry, om meer te deel van generasieboerdery. So dit is iets waaraan ek baie opgewonde is om dan nou 'n reeks te begin vir my volgelinge. So wat is die volgende plan vir jou? Waartoe wil jy hê moet hierdie ding groei en hoe wil jy dit verder uitbrei? Soos ek sê, ons het nou landlyn begin, so dit is definitief iets wat ek ook weer passievol is. Maar ook nog steeds om positiwiteit daar uit te sit, om definitief mense te inspireer om te wys dat landbou regtig vir iets lekker kan wees en jy hoef nie noodwendig altyd baie groot hektare en baie hektare te hê om te kan boer nie. Ek kyk sommer baie van my kliënte hierdie jaar het bolle by my gekoop, dahlia, ranonkels, anemone bolle wat hulle selfs net in hulle tuintjie agter in hulle woonstel plant. Jy weet dit is 'n klein area, so jy kan definitief iets van klein kan jy iets lekker en groot maak. So dit is vir my, jy hoef nie 'n plaas te hê om 'n boer te wees nie. So dit is natuurlik 'n wanpersepsie. As daar een ding is in Suid-Afrikaanse landbou wat jy kan verander, wat dink jy sal dit wees? Om mense te leer om volhoubaar te boer. Ek dink definitief, en ek het nou vinnig geraak aan diversiteit of diversifiseer in jou boerdery. Dit is baie lekker om meer as een ding mee te boer. Dit maak ook dat jou plaas, jy weet, beter kan funksioneer teen goederes wat na die plaas toe kom, soos die dieselpryse. Ek bedoel, ek het nie diesel nodig om hoenders te boer nie. Ja, ek moet gaan voer haal en so aan, maar op 'n daaglikse basis het ek nie byvoorbeeld diesel nodig om te boer nie. So dit maak nou weer 'n inkomste van die hoenders af vir ons boerdery wat daar nie sou gewees het as ons nie hoenders gehad het nie. So ek wil definitief sê dat ek wil mense leer om meer te diversifiseer. Dink jy dat gewone boere, veral die ouer garde, kan sosiale media gebruik om hulle boerdery 'n platform te gee en bekend te stel aan mense? Ek hoop so. Ek hoop dis definitief in die toekoms dat boere kan besef, ouer boere kan besef dat dit 'n tool is wat jy kan gebruik op elke dag. Jy weet, wat jy jou goed mee kan adverteer, wat jy jou plaas kan wys en kan wys dit is nie dit gaan nie net oor die lucerne nie. Dit gaan nie net oor die skaap nie. Jy kan jou goeders wys wat lekker vir jou ook is en deel met die mense en jou friends op Facebook of so. So ek dink regtig dit is iets wat die ouer mense moet aanleer dat dit hulle tot hulle voordeel kan gebruik. Hoorie Deidre, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dit is ons gas op Groot Plaas vandag, Deidre Viljoen, en sy is van Plaas en Vrou. Jy kan dan gaan soek op sosiale media en bietjie kyk na haar en nog gekleurde eiertjies van haar hoenders en alles wat hulle op die plaas aanvang. Maar dis al wat vir ons tyd het vir Groot Plaas vir vandag. Ons hoop jy het lekker saam met ons gekuier en dan doen ons dit weer maandagooggend.